Ons gaan vandag aandag gee aan die rekonsiliasie tussen debiteure kontrole en die debiteure lys. Eerstens moet ons onthou dat alles wat na die debiteure kontrole toe oorgeboek is die totale wat in jou joernaal voorkom. So in jou debiteure joernaal en debiteure afslag joernaal sal dit die totaal wees van die verkope of debiteure afslag. In die KOJ of die KBJ sal dit die totaal kolom wees van die debiteure kontrole kolom. So ons moet eerstens bepaal hoe gaan oor joernale se inskrywings oorgeboek na die algemene grootboek en na die debiteure grootboek. As ons na hierdie debiteure joernaal kyk, dan sien ons dat die totaal van 4100 is die bedrag wat ek na my algemene grootboek sal oorboek as 'n dubbel inskrywing. Wat gaan ek in die debiteure grootboek doen? Ek gaan die individuele inskrywings wat in my joernaal is, gaan ek oorboek. So ek sal P. Lou se rekening debiteer met 1200. Ek sal Steyn se rekening debiteer met 800 en met 900. Ek sal K. Roux se rekening debiteer met 1400. Dit beteken die inskrywings wat binne in die joernaal is, word oorgeboek na my debiteure grootboek toe. So die individuele inskrywings gaan debiteure grootboek toe en aan die einde van die maand gaan ek 'n debiteure lys opstel van al die mense wat vir my geld skuld. En ek gaan wys dat P. Lou skuld 1200 en L. Steyn skuld 1600 en K. Roux skuld 1400. So wat hierdie 3 persone my skuld is 'n totaal van 4200. Die bedrag wat ek oorboek na die debiteure kontrole toe is die bedrag wat in die totaal kolom is, so ek boek die totale 4100 oor. As ek nou van al die joernale af oorgeboek het na die debiteure kontrole toe en ek sal deur die rekening moet my saldo in die debiteure kontrole rekening gelyk wees aan die totale bedrag wat deur debiteure uitstaande is. So hierdie syfers gaan altyd ooreenstem. As hulle nie ooreenstem nie, beteken dit dat ons 'n fout iewers gemaak het. So omdat jy die individuele inskrywings binne in die joernale in jou debiteure grootboek skryf, gaan die totaal wat hulle aan die einde van die maand skuld altyd gelyk moet wees as daar geen foute gemaak is nie aan die saldo in die debiteure kontrole rekening, omdat die totale verkope, totale terugsendings, totale bedrag ontvang ensovoorts in jou debiteure kontrole ingeskryf word. Hoe word hierdie regstellings in die debiteure kontrole rekening gemaak? Wanneer 'n fout gemaak is op 'n brondokument, is daai foutiewe bedrag in die joernaal aangeteken. Dit beteken dat die totaal van die joernaal is verkeerd en die verkeerde bedrag sal oorgeboek word na jou debiteure kontrole rekening. Wanneer 'n fout op die brondokument gemaak word, sal daai verkeerde bedrag wat in die joernaal aangeteken is, ook na jou debiteure grootboek toe oorgeboek word. So dit beteken 'n fout op 'n brondokument gaan my totaal beïnvloed, wat sal beïnvloed dat my debiteure kontrole foutief is. Omdat daar 'n fout op die brondokument is, gaan dit na die verkeerde bedrag gaan in die joernaal aangeteken word en hierdie foutiewe bedrag sal na die persoon se rekening oorgeboek word. Wanneer geen inskrywing in die joernaal aangeteken is nie, beteken dit die totaal gaan te min wees en daarom moet jy dit in die kontrole rekening regmaak. En omdat die inskrywing nie in die joernaal is nie, beteken dit ook dat jy dit nie na die persoon se individuele rekening oorgeboek het nie, daarom gaan daai fout ook op albei plekke reggemaak moet word. Wanneer 'n fout in die debiteure kontrole rekening gemaak is, gaan dit net in die debiteure kontrole rekening reggemaak word. Wanneer die totaal in die debiteure kontrole kolom in enige joernaal foutief is, beteken dit daai foutiewe totaal word oorgeboek na jou debiteure kontrole rekening en daarom sal dit ook net in die debiteure kontrole rekening reggemaak word. So sekere foute
word reggemaak net in die debiteure kontrole rekening, omdat die fout net in die debiteure kontrole is. Wanneer 'n fout in die individuele rekening van 'n debiteur in die debiteure groothoek gemaak is, beteken dit hy gaan net in daai individuele rekening reggemaak word. So ons sien dus, wanneer 'n fout in die individuele rekening gedoen is, word hy slegs in die debiteure grootboek reggestel. Wanneer 'n fout in die debiteure kontrole rekening gemaak is, of die totaal van 'n kolom in die joernale is foutief, gaan hulle net in die kontrole rekening reggemaak word. Wanneer 'n fout op die brondokument of binne in 'n joernaal gemaak is, gaan dit reggemaak word op die kontrole rekening en dit gaan reggemaak word op die brondokument. Wat het ons dus geleer? Voor die rekonsiliasie gedoen word, moet ons eers sekere stappe volg om seker te maak dat ons hierdie inskrywings reg gaan herstel sodat daar nie probleme is nie. Bepaal waar het die fout voorgekom. So was die fout in die debiteure kontrole rekening, was die fout in die debiteure lys, wat beteken die grootboek van die debiteure grootboek word oorgedra na die debiteure lys toe, of is dit in beide plekke wat die foute gemaak is. Dan stap 2, bepaal of die fout aan die debietkant of aan die kredietkant van die rekening gemaak was. En dan by stap 3 bepaal jy, hoe gaan jy hierdie fout regmaak? As die fout aan die debietkant gemaak is en die bedrag is te hoog, dan gaan dit aan die kredietkant reggemaak word. As die fout aan die debietkant gemaak is en die bedrag is te laag, moet die fout aan die debietkant reggemaak word.